Goeiedag, ek wil vandag 'n kort boodskap met u deel uit Galasiërs 5 vers 22 uit. Die vrug van die Gees. En ek wil een onderwerpie uithaal en dis liefde. Besef ons aldag hoe belangrik liefde in ons lewe is. En dis iets waar ons kan genadink, wie van ons hou nie van liefde nie? Wie van ons wil nie deur iemand liefgehê word nie? As iemand nie van ons hou nie, is dit sleg. As ons weet iemand haat ons, is dit sleg. As ons weet daar is bitterheid teenoor ons, is dit sleg. Liefde is kosbaar en almal koester na liefde. Ons almal wil graag liefde in ons lewens hê. Man en vrou wat trou, wil liefde hê. Daar's liefde tussen die twee. Daar's liefde tussen 'n pa en 'n kind, 'n ma en 'n kind. Daar's liefde tussen familie, tussen vriende. Daar's meestal liefde tussen mens en God. Tussen mens en Jesus, mens en die Heilige Gees. Dit is so verskriklik belangrik om mekaar lief te hê. Een van die grootste gebooie is om lief te hê. Jy moet jou naaste lief hê as jouself. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel. Kan jy sien hoe belangrik is dit? God het dit 2 keer in die gebod ingebring. Jy moet jou naaste lief hê as jouself. En meeste van alles is dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel. Kan jy sien hoe hoog ag God liefde? Die vrug van die Gees is liefde. Liefde. Dit is so verskriklik belangrik. Daar hoort nie haat in ons nie. Daar hoort nie bitterheid in ons in nie. Daar hoort net liefde in ons in. Wanneer ons liefde het, gaan daar nie eens misdaad wees nie. Want as jy mekaar lief het, as jy jouself lief het, dan gaan jy mekaar wil seermaak met die vuis nie, met 'n geweer nie. Dan gaan jy vir mekaar wil steel nie. Dan gaan jy vir mekaar wil skinder nie. Dan gaan jy wil tweedrag slaat tussen broers en susters nie. Net deur liefde. 'n Klein woordjie soos liefde beteken so verskriklik baie. Jesus het ons so lief gehad, dat hy gesterf het vir ons. In die kruis van Golgotha. God het ons so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun Jesus gestuur het om vir ons te sterf. Kan jy sien wat doen liefde? Kan jy sien hoe hoog ag God liefde? Nou ek wil vandag vir vra, kom ons gaan uit. En ons gaan net mense lief. Kom ons wys vir mense hoe lief het ons hulle. Kom ons kry haat uit ons uit. Kom ons kry bitterheid uit ons uit. Kom ons maak los en laat staan. Kom ons kry die Heilige Gees in ons lewens in. Kom ons nooi die Heilige Gees uit om ons binne ons in te kom woon. Kom ons maak dat wanneer mense na ons kyk, dat hulle net liefde sal sien. Dat hulle Jesus binne ons sal sien. En al hoe Jesus binne ons in kan sien is dat wanneer ons mekaar lief het en wanneer liefde uit ons uitstraal. Dan gaan nie vloekwoorde uit ons monde uitkom nie. Dit gaan nie nodig wees nie. Ons gaan die Here ons God se naam eintlik misbruik nie. Ons gaan nie wil drink en onsself self onderkry met aardse gemors nie. Verslawings nie. Kom ons kry liefde in ons lewens in. Kom ons werk daaraan. Kom ons maak vandag uitdaging en kom met daarmee om net te begin lief hê. Kom ons begin oefen en werk aan om mekaar lief te hê. Rasseverhoudings. Ek luister baie kere so hoe mense mekaar vertel dat hoe hulle die ander ras haat. En dit is nie van wit na swart nie, dis nie van swart na wit nie, van bruin na wit nie of van bruin na swart nie. Dis baie verwissel. Dit is so verskriklik vir ding vandag en dit is dit is haat, want daar rasisme is vind na haat plaas. En dis nie wat nie met plaasvind nie, want weer eens ons terug na die 10 gebooie toe, dit is dat die Here ons God het gesê ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit beteken blank moet swart lief hê, swart moet blank lief hê, bruin moet swart lief hê, swart moet bruin lief hê. Elke volk, stam, nasie en taal moet mekaar lief hê, soos hulle self lief het. En ek wil vandag vir julle sê, as ons gedink daaroor en ons kry dit actually reg. Dink jy wat 'n wonderlike plek gaan die land nie wees nie. Dink jy hoe gaan die land nie begin verander nie. Dink jy hoe gaan die wêreld nie begin verander nie. Liefde is verskriklik belangrik. Kom ons gaan vandag uit en maak uitdaging daarvan. Kom ons begin dit iewerste. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, dankie vir 'n wonderlike dag wat ons gespaar het, Here. Here, ek dank U vandag, Here, vir die persoon wat luister na die boodskap, Here, en ek vra vir die Heilige Gees om die persoon te oortuig van die boodskap. Heilige Gees, wees U naprediker. Ons vra vir U Vader om ons te help, Here, dat ons kan begin lief hê. Here, dat ons U haat en bitterheid uit ons uit kan kry, Here. Ons dank U by voorbaat daarvoor.
Jesus gaan voor ons uit, maak ons paai gelyk asseblief. Vader, ons bid die dinge nie uit verdienste, maar enkel alleen uit die groot en die wonderlike genade. En bid in Jesus naam, amen.